Welkom by Pretoria FM se regsgesprek. In vandag se program kyk ons na die regter-president van Gauteng, Dustin Mlambo, wat drastiese stappe voorgestel het om die agterstand in siviele sake onder die loep te neem. Volgens 'n voorlopige direktief moet alle siviele sake in die provinsie eers deur 'n verpligte mediasieproses gaan voordat dit op die hofrol geplaas kan word. En die rede daarvoor is omdat die howe oorweldig is. Die vroegste hofdatums vir siviele sake is in hierdie stadium eers in 2031. Ons verwelkom vir Willie Spies by ons in die ateljee van Hirter Spies in Gelyf. Goeiedag Willie, baie welkom. Hallo Sarina. Eerste vraag is natuurlik, wat is die rede vir hierdie geweldige agterstand? Daar's 'n verskeidenheid redes, Sarina. Ek dink die vernaamste en die mees algemeen gangbare rede is dat die Pretoria afdeling van die Hooggeregshof die besigste in die land is. Dis 'n geweldige besige hof. Hier is 'n geweldige lading van sake en hier is nie genoeg regters om alles aan te hoor nie. 'n Tweede aspek is ongelukkig ook dat ek dink die werkverrigting van die regters is ook 'n bietjie onder druk. Daar is maar transformasie vereistes en dinge wat 'n rol speel wat dikwels maak dat baie ervare, gesoute advokate wat gewoond is aan 'n hoë werkslading oor die hoof gesien word wanneer daar regters aangestel word en dat daar in die naam van transformasie dikwels nie altyd die beste persoon vir die pos aangestel word nie. So dis moeilik hartseer om dit te sê, maar ek dink dit is ook baie beslis 'n faktor. Maar dat die Pretoria afdeling geweldig, dis eintlik nou die Pretoria setel van die Gautengse afdeling van die hof, wat baie besig is 'n gegewe, dis 'n feit en ek dink dit speel 'n baie groot rol. En hoe ernstig is hierdie agterstand? Jy het dit nou genoem dat siviele hofdatums, en dit is nou vir verhore. Dit is belangrik om net te weet dat 'n mens kry twee tipes prosesse wanneer jy hof toe gaan. Die een is 'n aansoekproses en die ander een is 'n aksieproses. En 'n aksieproses is die proses wat uiteindelik in die hof uitspeel, is 'n verhoor. Nou 'n verhoor is wanneer daar getuies geroep word, daai getuienis word gelei, die getuie word gekruis ondervra. Al twee kante van die geding kry geleentheid om sy getuies te roep, te ondervra, te kruis ondervra. En dan op sterkte van die getuienis wat voor die hof gedien het, word 'n uitspraak gelewer. Nou so 'n verhoor kan vir 2 of 3, 4 dae duur. Ek het nou 'n verhoor wat binnekort opkom wat daar 3 weke op sy gesit is. So vir daai 3 weke is daardie regter toegewys aan daardie een enkele saak. En nou weet ons dat daar duisende sake ter rolle geplaas word. Die groot gros van die sake wat op die rol geplaas word, is pad ongelukke. Dit is eise teen die sogenaamde padongelukke fonds. En nou vra jy, wat is die rede vir die agterstand? 'n baie groot rede nog is die feit dat padongeluk eise is eise wat deur bekwame personeel by die padongelukke fonds eintlik grootliks afgehandel sou kon word as daar bekwame personeel by die padongelukke fonds gewerk het. Nou is dit weer eens ongelukkige kritiek op transformasie. Ons weet dat die padongelukke fonds, en dit het voorheen bekend gestaan as die multilaterale motorvoertuigongelukke fonds, die MMF. Maar deesdae staan dit as die Road Accident Fund bekend. Die Road Accident Fund is ten volle getransformeer. Daar is 'n radikale beleid van transformasie toegepas. En ongelukkig is ervare mense het in die slag gebly. Hulle is vervang met mense wat onervare, onseker is en wat nie kan sien om 'n besluit te neem oor 'n eis wat ingedien word nie. En mense wat eintlik onbekwaam is en nie kan sien om 'n besluit te neem nie, sal die maklike pad dan loop, en daardie maklike pad is dan om liewerster net die eis te weier, die saak op verhoor te laat gaan en dan die probleem iemand anders se probleem te maak, naamlik die prokureurs en advokate wat aangestel word. Daar's natuurlik ook 'n probleem. Want weer eens, as jy prokureurs en advokate het wat nie eties optree en moeite doen om 'n saak te skik nie, maar die saak tot op sy uiterste voer ten einde uiteindelik die maksimum
fooie daaruit te verdien, dan kom jy ook nie by 'n Mm. uitspraak uit nie. En ongelukkig begin ons dit toenemend ervaar, dat ons te doen het met regspraktisyns wat nie moeite doen om sake te skik nie, nie moeite te doen om die meriete van 'n saak te oorweeg en te kyk, kan ons mekaar vind iewers in die middel, kan die twee partye by 'n realistiese oplossing kom nie. Hulle voer daardie sake te alle koste tot by 'n verhoor in die hof, en meeste van die tye skik hulle dan die dag of wat voor die hof begin, deurdat hulle net gewoon die proses uitgestel het. Daar's 'n probleem, want wanneer 'n saak skik, binne 'n kort tydjie voordat die verhoordatums aangebreek het, dan is daardie advokate geregtig op hulle dagfooie en hulle voorbereidingsfooie al het die saak geskik. Sjoe. En dis onderliggende sistemiese probleme wat die stelsel het wat hanteer moet word, en ek is nie seker of die bykomende las wat op partye geplaas gaan word om nou net mediasie verpligtend te maak, of dit noodwendig die probleem gaan oplos nie, alhoewel ek dink regter Mlambo het 'n baie goeie voorstel om te kyk of die lading so verlig kan word. 'n Bekwame mediator kan help om die lading minder te maak, en hy kan help dat 'n saak baie vroeër geskik word as om tot by 'n verhoor gedryf te word, maar dan het jy die samewerking van albei die partye nodig. Dis ongelukkig nodig. My ervaring in litigasie, veral waar die staat aan die ander kant is, veral waar 'n semi-staatsinstelling aan die ander kant is my ervaring dat 'n mens nie daardie tipe van gesindheid by die regsverteenwoordigers van die staatsinstellings en die semi-staatsinstellings beleef nie, en dan het jy bepaalde probleme wat gebeur. Dan gaan jy hierdie saak moet voer tot jy die dag by 'n verhoordatum is, en dan gaan hy eers op daai stadium skik. So ek het groot simpatie vir regter Mlambo. Ek ondersteun in beginsel dit wat hy voorstel, en ek dink daar's baie goeie rede voor, maar ek dink nie dit op sigself gaan die agterstand oplos nie. Wat nodig is 'n radikale herbekyk van die wyse waarop advokate vergoed word, prokureurs vergoed word deur die staat en deur semi-staatsinstellings, sodat daar 'n deeglike besef is dat daar nie 'n bodemlose put is waaruit jy net jou fooie gaan aanhou verdien nie. En ek is bietjie bekommerd dat dit op die oomblik 'n sistemiese probleem in ons stelsel raak. Willie, hoe sal hierdie verpligte mediasieproses dan in praktyk werk? Dis baie interessant, daar is reeds 'n hofreël, reël 41 hoofletter A, wat eintlik die mediasie hekkie alreeds in die pad plaas, en wat regter Mlambo probeer doen is om eintlik 'n bietjie substansie en tande te gee vir daardie reël. So wat sê reël 41A? Hy sê dat wanneer jy 'n aksie instel, dan moet jy 'n kennisgewing liaseer wat sê dat jy mediasie as 'n opsie oorweeg het, en dat mediasie as 'n opsie nie die geskikte remedie in hierdie geval is nie. Nou is dit hartseer om dit te sê, maar ek het dit nou ook al beleef hoe die aflewering van daai reël 41A kennisgewing eintlik maar vir baie prokureurs net 'n formaliteit geraak het. Hulle doen nie noodwendig die moeite met daai proses wat hulle behoort te doen nie, en daar word nie regtig moeite gedoen om mediasie as 'n alternatief te oorweeg nie. Die kennisgewing word eintlik so amper as die Engelse woord is 'n template of 'n template of 'n standaard kennisgewing net saam met die dagvaarding uitgereik en beteken op die ander partye, en prokureurs is geneig om hulle nie eers daaraan te steur nie. So wat regter Mlambo probeer doen met sy praktyksdirektief, en daarvoor het ek respek en waardering, is hy probeer om eintlik te sê die reël soos hy op die oomblik alleen staan het nie inhoud nie. Hy het nie tande nie, want as 'n party nie hou by daai reël nie, dan gaan dit maar verby. Hy probeer nou 'n proses skep wat partye eintlik dwing om aan die hand van 'n bepaalde stel blokkies wat afgetik moet word, by die punt te kom om mediasie te vra. Nou, wat hy in die vooruitsig stel is dat voordat jy uiteindelik vir 'n verhoordatum kan aansoek doen, moet daar 'n erkende mediator aangestel word. Die twee partye moet bymekaar kom, hulle moet die mediator betaal, en daai mediator moet die saak dan probeer medieer. En mediasie is 'n baie interessante proses. Mediasie is nie 'n regsproses in die sin dat daar uitspraak gelewer word nie.
Dis nie 'n arbitrasie nie. Mediasie is iets anders as arbitrasie. Mediasie is waar jy 'n bekwame persoon, gewoonlik ook 'n regspraktisyn, wat wel die regsbeginsels goed verstaan en wat in staat is om die twee kante van die saak saam met die partye te probeer uitkristalliseer, te kyk wat is die werklike twispunte tussen die partye en dan eintlik vir hulle 'n gesprek te fasiliteer waar hulle mekaar kan vind en waar hy hier en daar leiding kan gee om te sê, maar onthou, 'n hof sal moontlik in hierdie geval nie so ver gaan nie, of 'n hof sal in hierdie geval frons as hulle dit en dit en dit sien. So daai tipe van leiding kan 'n mediator gee, maar die uitkoms van 'n mediasie is altyd 'n ooreenkoms. Dis nooit 'n uitspraak nie. Dis 'n ooreenkoms wat tussen die partye bereik word en die twee partye skik dan die dispuut wat tussen hulle bestaan het. In beginsel is dit 'n baie goeie ding. Ek is sterk ten gunste daarvan. Ek dink ons kan in 'n ideale wêreld waar al die praktisyns en al die partye tot 'n geding mooi saamwerk, kan 'n mens die werkslading van die howe afhaal. So ek dink ons regter-president, regter Mlambo, was dapper om hierdie stap te neem. Uiteraard gaan daar baie kritiek nog kom. Die mate waartoe dit uiteindelik geïmplementeer gaan word, sal ons moet sien. Maar as daar goeie samewerking is en as die sistemiese probleme ook hanteer word en die manier waarop regspraktisyn ook omgaan met opdragte wat hulle ontvang, dan dink ek dit kan 'n bydrae lewer om die las van die howe te verlig. Nou wonder ek net, Willie, as die mediasieproses dan op 'n dooiepunt uitloop, gaan dit nie juis se mense regskoste net verder verhoog nie? Ongelukkig ja, maar ek dink 'n tweede aspek van so 'n mediasie is ook dat dit kan help om die twispunte te beperk. Dit kan help dat die partye, alhoewel hulle nie mekaar vind oor die volle omvang van die saak nie, kan hulle mekaar dalk vind oor sekere elemente van die saak. In elke skadevergoedingseis wat hanteer moet word, is daar twee groot bene waarop so 'n eis staan. Die een is wat genoem word die meriete van die saak, dis die regsvraag. Of was hier nalatigheid, was hier 'n delik gepleeg wat die betaal van skadevergoeding regverdig, dis die meriete van die saak. Dan die tweede been waarop die saak staan is die kwantum van die saak. Sê nou dis nou 'n tipiese motorvoertuigongeluk. Daai persoon het baie seer gekry. Daar het 'n ortopeed na hom gekyk, daar het 'n neurochirurg na hom gekyk en daar het 'n internis na hom gekyk. Elkeen het 'n verslag opgestel en dan ook 'n arbeidsterapeut argumentsonthaalwe wat sê, sal hierdie persoon nog kan werk met hierdie beserings wat hy opgedoen het. 'n Aktuaris kyk daarna en hy sê maar hierdie persoon kan nie werk nie of sy inkomste vermoë het afgeneem van hierdie bedrag na hierdie bedrag toe. Die verskil tussen die twee is skade wat hy gely het en dit moet ingesluit word by die eis. Al daai sommetjie goed moet bymekaar getel word en dit moet by 'n bedrag uitkom. Dit is die kwantum van so 'n tipe van eis. Nou in jou tipiese verhoor in 'n motorvoertuigongeluk word die meriete en die kwantum dikwels geskei, so die meriete word eers hanteer. Daar word eers gekyk, hierdie ongeluk wat plaasgevind het dit plaasgevind as gevolg van die nalatige optrede van een van die motorbestuurders en daai nalatigheid het dit gelei tot die besering en al daai tipe van elemente van die delik wat dan getoets moet word. Dit is moontlik teoreties dat so 'n mediasieproses al skik dit nie die totaal van die saak nie. Kan dit dalk die partye bymekaar kry waar hulle sê maar goed wat die meriete betref, kan ons ooreenkom dat die meriete is so 50-50. Nou ons het 'n wet, die wet op die verdeling van skadevergoeding. En dit beteken dat sê nou en dis nou tipies van toepassing by 'n motorbotsing. As twee karre mekaar vasry, is dit bitter selde 100% die een party se nalatigheid. Daar is altyd 'n persentasie nalatigheid by albei die spelers in hierdie geveg of in enige ander ding waar daar deliktuele skade gelei word. Nou hierdie wet het 'n beginsel geskep wat sê dat die meriete kan met 'n persentasieverdeling toegedeel word aan elke party. So daar was 100% nalatigheid in totaal gewees, maar kom ons sê ek en jy het mekaar vasgery. Ek het oor 'n rooi lig gery
Maar jy het nie met versigtigheid oor die groen lig gery nie. Jy het ook maar net gesien die lig is groen en jy het net gery. Dan sal daar tipies gesê word, wel Willie was omtrent 80% nalatig, want hy het die rooi lig verontagsaam. Maar Sarina moes darm met nog steeds 'n bietjie sorg weggetrek het en begin ry het. Sy kan nie net ry as die lig groen is nie. Jy moet darm kyk, is daar nie 'n kar wat vinnig aankom en dalk nie gaan stop nie. So sy het so 20% nalatigheid. Die skade wat jy dan ly, omdat daar 'n 20% skadevergoeding aan jou toegedeel is jou eis dan net 80% van wat dit sou wees. So dit is die meriete deel en die meriete verdeling van so eis. Dit kan baie keer met mediasie alreeds ver opgelos word. Wat die kwantum betref is daar dan nou, ek het nou gesê van die klomp deskundige mense wat aangestel word. Ongelukkig het albei partye deskundiges wat hulle aanstel en die twee goed moet opgeweeg word teen mekaar en uiteindelik moet hulle mekaar dan iewers vind. So ook selfs daar kan 'n kundige mediator help dat die goed langs mekaar as die padongelukkefonds se neuroloog nou sê nee, die neurologiese skade regverdig skadevergoeding van R1 miljoen. En die eiser se neuroloog sê nee, hy dink dit regverdig R1,5 miljoen. Dan sou 'n tipiese mediasie oplossing wees om te sê, wel hierdie ou sê 1 miljoen, jy sê 1,5 miljoen. Kom ons medieer tussen die twee of wat ook al. Of as ons nie tussen die twee kan medieer nie, kom ons praat oor waar het wie wat gemis en kan ons mekaar nie vind nie. Nou dit is elke aspek van daai saak is klein aspekkies van geskilpunte wat bestaan en daai geskilpunte is almal 'n klomp blokkies wat afgetik kan word. Nou as die mediator 'n baie groot deel van die blokkies kan tik en op die einde kristalliseer die twispunt net rondom een punt, dan maak dit die verskil tussen 'n verhoor van 1 dag of 'n verhoor van 2 weke. Wat ook 'n groot voordeel kan wees. So al is die saak nie geskik nie, is die twispunte tot 'n baie spesifieke aspek beperk en die verhoor hoef nie so lank te wees nie. Die hof hoef nie vir 2 weke besig gehou te word. Die regter hoef nie vir 2 weke besig gehou te word nie, maar hy moet vir 1 dag besig gehou word om net oor daai spesifieke vraag uitspraak te lewer. So ek dink mediasie wat reg aangepak word, kan regtig waar die las van howe minder maak. Mens kan gouer goeie uitkomste kry. Die groot maar is bekwaamheid, 'n bekwame mediator, bekwaamheid by albei regsverteenwoordigers aan weerskante, regsverteenwoordigers wat vir hulle kliënte behoorlik adviseer en sê, hoorie, ek het 'n goed oorwoë mening en hierso is die regsgesag wat my mening ondersteun. Gebruik liewer hierdie benadering en dan kan jy die howe se las ligter maak. En soos ek sê, selfs 'n onsuksesvolle mediasie kan wel suksesvol wees in die sin dat dit 'n 2 weke verhoor dalk 'n 2 dae verhoor maak. Jy het eintlik nou al reeds geraak aan die volgende antwoord, Willie, maar ek wil by jou weet, wat sou die langtermyn oplossing wees om die las op ons howe dan ligter te maak? Goed, 'n baie belangrike ding en ek het so 2 aande terug na regter Mlambo ook gekyk waar hy met die SAIK gesels het oor sy direktief. En daar word op die oomblik redelik asem opgehou vir 'n grootskaalse uitbreiding van die howe se kapasiteit. Omdat daar so 'n geweldige tekort aan regters hier, veral in die Gauteng afdeling is daar planne op die tafel om Gauteng op te deel in substreke. En waar ons op die oomblik net 'n Pretoria setel en 'n Johannesburg setel het, is daar sprake van miskien ook 'n Wesrand setel, 'n Oosrand setel en 'n Valdriehoek setel, dat die 2 afdelings van die hof in Gauteng dalk 4 of 5 verskillende afdelings word. Daarmee saam gaan daar meer regters aangestel moet word en ek dink dit sal 'n rol speel om die las 'n bietjie te verlig. Ongelukkig bly Pretoria nog steeds 'n bitterbesige afdeling want die padongelukkefonds se hoofkantoor is hier in Pretoria, so die goed beland hier in die Pretoria Hof, die padongelukke eise, en die staatsdiens is hier in Pretoria. En ongelukkig is dit nou maar so, wanneer 2 privaat persone in 'n ongeluk was en hulle eis by mekaar,
Dis twee privaat persone, as die een nie verseker is nie, is dit maar twee mense wat met hulle eie geld met mekaar moet beklei in die hof. Jy sien dat sulke sake baie vinniger skik want albei partye ly skade deur die geveg eindeloos uit te reik. Maar as jy nou 'n privaat persoon aan die een kant het en jy die staat aan die ander kant en die staat het regsverteenwoordigers wat met 'n ingesteldheid loop dat ons het eindelose toegang tot ons fooie, ons gaan aanhou betaal word en ons gaan aanhou tot ons in die hof is, dan is dit baie moeiliker om sulke sake ongelukkig te skik. En dit kan ongelukkig nog steeds bydra tot die agterstand ten spyte van. Maar kom ons hou die spasie dop om kortliks kommentaar te lewer op die praktyksdirektief. Ek dink hy is dalk nog nie volmaak nie. Daar sal waarskynlik nog 'n proses van openbare deelname moet wees. Daar sal insette gelewer moet word. Maar ek dink daar is definitief ruimte vir die nuwe proses wat ingestel word om die las op die howe ligter te maak en partye te kry sover om met mekaar te praat en te kyk of hulle mekaar nie kan bereik oor wesenlike kwessies nie. En daarvoor is ek die regter-president dankbaar. Ek dink hy het 'n goeie besluit of 'n goeie leiding gegee in daai verband. Willie, is lekker om jou by ons te hê. Baie dankie vir jou kommentaar. Dis 'n voorreg, dankie vir die geleentheid. Dis Willie Spies van Hurter Spies ingelyf hier by ons in die ateljee en dit aan die einde van vandag se regsgesprek.